Ons verwelkom ook almal wat elektronies by ons erediens nou aansluit. Mag ons saam ook vandag God se teenwoordigheid by ons ervaar en beleef. Ja, dis 'n groot voorreg wat ons het om vanoggend ook dan die sakrament van die heilige doop te kan bedien. Dis iets wat ek hopeloos te min kans kry om te doen, want ons lidmate word nou al hoe ouer en die jonger mense kry nie soveel babetjies nie. So ja, ons moet bietjie onder hulle vuur maak, nê, dat ons bietjie meer babetjies kan doop. Volgende het ons die voorreg om vir klein Konnert Brits te kan doop en ons gaan graag vir die formulier ook daarvoor lees, maar kom ons kyk eers gou na 'n paar fotootjies van hom. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop, moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê: "Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag." In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Pasga as tekens gegee dat hierdie verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en dat dit ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld kan vertoon. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade, ook in hulle geval, die inisiatief of eerste stap geneem het in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en eise van die verbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en om hulle op te roep tot die toeëening van al God se beloftes.
Om dan nou die doopgelofte af te lê, sodat ons ook vir Connor kan doop, wil ek vra dat Renier en Samantha Brits hier voor die kansel sal kom staan, dat hulle op die vraag kan antwoord. Ek vermoed dit was nou 'n doek wat nou daar eers aandag moes kry. Ons weet hoe gaan dit met babietjies, nee. Kom ons gee gerus geleentheid vir haar dat sy daarmee kan klaarmaak. Ek was een keer by 'n karskou gewees. Dit was nog daar by die Vaalrivier, by die universiteit. En toe ek in die badkamer inkom, toe was daar 2 kleerlinge in gesprek met mekaar. En ek hoor die een sê vir die ander, as die natuur roep, dan buig selfs Tarzan sy knieë. So as die natuur roep, dan luister ons en ons reageer daarop ooreenkomstig. Geliefdes, u het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet u asseblief opreg op die volgende vrae antwoord. In die eerste plek bely dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, bly dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En derdens beloof hy om hierdie kind, van wie die vader en moeder is, in die leer na die beste van die vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Renier, wat is hier op jou antwoord? Samantha en joune? Goed, dan gaan ek afkom om die babatjie te doop en ek dink sy boetie en sussie kan ook maar hier voorkom staan, dat hulle ook kan sien wat ons gaan doen. Daar sy. Kom naar Brits, doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader, ons loof en prys en dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vandag het om getuies te kan wees om die verbondsluiting ook met klink kom. Baie dankie Here dat U ons baie dat U die eerste stap neem in ons verlossing. Christus aan die kruis ons sonde gedra en die prys betaal, sodat ons vergifnis van sonde en ewige lewe. Ons dankie ook vir hierdie sakrament wat simbool is van die afwassing van ons sondes deur die kosbare bloed. En dis ons gebed, Here, dat U vir sy ouers, sy boetie en sussie, die oumas en die oupas en ooms en tannies en almal wat betrokke is by sy opvoeding, die krag en genade sal gee dat ons groot maak, sodat hy die eise van die verbond sal kan ken en dus ook sal kan gehoorsaam word. Dankie dat ons dit in Jesus se naam kan bid en dat U ons gebede verhoor. Ons loof U daarvoor. Amen. Ek wil vra dat ons leer oorlink vir gedenken en saam met die sal geluk wees. Ons het ook so sal word. Ja, hartlik geluk dan ook aan al die familielede en vriende wat hier teenwoordig is. Mag julle die dag saam ook geniet en mag julle die vreugde daarin vind om hom te kan sien groot word en deel te kan wees ook van hierdie verbondsverhouding wat hy met die Here het. En ook baie geluk aan die elkeen. Ons gaan 'n lied sing, lied 292. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. En dan die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat wees. Kom ons sing al twee verse, lied 292.
Kom ons bid nou saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom vandag hier in U huis by mekaar om 'n erediens te hou. 'n By mekaar kom geleentheid om as gemeentelede saam vir U te dien en U te eer. Ons wil U naam groot maak en ons wil U verheerlik. Ons wil U aanbid. Ons wil aan U al die lof, al die eer, al die dank, al die aanbidding en al die heerlikheid tot in ewigheid toebring, omdat dit U alleen toekom. Ons aanbid U as ons Skepper Vader, wat ons nie alleen gemaak het nie, maar wat ook elke dag in liefde vir ons versorg, wat voorsien in alles wat ons nodig het. Ons Vader wat deur U Heilige Gees in ons woon en Immanuel is, God by ons, wat elke dag vir ons lei op die regte paaie tot die eer van U naam. Ons dank U, Here, dat ons die voorreg het om deel te kan wees van 'n verbond met U. Dat U self aan ons verbind het, om ons Vader te wees en ons Verlosser te wees. En dat ons ook onsself aan U in die geloof kan verbind, deur U ook lief te hê en U ook te dien. Dis ons gebed, Vader, dat U vandag ook deur die woord en gees met elkeen van ons sal praat. Ons bid dat hierdie boodskap in ons harte ingang sal vind en dat ons sal kan fokus en konsentreer op wat U vir ons wil sê en dat ons ook duidelik sal verstaan wat U bedoeling is, sodat ons aan U al die lof en die eer daarvoor kan gee. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Maatjies, ek het vanoggend vir Panda saam met my gebring. Sy het heel wat op die hart, het ek agtergekom toe ek haar vanoggend gesien het. So, kom ons hoor hoe gaan dit met haar. Net ter inleiding vir die van u wat nou nie vir Panda ken nie, sy is 'n panda beer wat al die pad daar van China afkom en sy is baie skaam. Sy praat pandanees, want dis maar die taal wat pandas praat. Gelukkig kan ek haar verstaan en ek kan haar hoor, so ek sal vir julle sê wat sy sê en ek sal dit vertaal en so sal ons dan nou met haar 'n gesprek kan hê. So goeiemôre Panda, hoe gaan dit met jou? Sjoe, ja, dis groot woorde. Sy sê dit gaan glad nie goed nie. Sy is vreeslik verontwaardig. Maatjies, nou dis 'n verskriklike woord, verontwaardig. Wat sal dit nou beteken? Sy sê sy's kwaad en hartseer en teleurgesteld en sommer baie ontsteld, so alles in een en alles deur mekaar. Jo, dit is nou nie lekker as 'n mens so voel nie, nee, so teleurgesteld en verontwaardig en so alles deur mekaar. Ja, dis 'n baie goeie voorbeeld om dit te verduidelik. Sy sê, dis soos wanneer 'n mens vir jou verjaarsdag 'n geskenk kry en jy maak dit oop, jy haal die papier af en jy kry 'n PlayStation 5 se boks daar binne en jy maak daai boks baie opgewonde oop net om binne in 'n paar skoolkouse te kry. Dis hoe 'n mens voel as jy verontwaardig is. Baie teleurgesteld, baie kwaad en baie hartseer, sommer alles in een. Sy sê dan voel jy asof jy sommer vir 'n hele week lank wil aanhou huil. Nou maar Panda, wat het jou so teleurgestel? Waaroor is jy so verontwaardig? Sy sê oor die skool. Dis baie vreemd. Praat jy van daai skool daar op die Wesrand waar 'n graad 8 leerling die onderwyser met 'n mes gesteek het, Hoërskool die Burger, en ek sal dit nou nie baie hardop sê nie, maar dis waarna ek 'n matriek was.
Sy sê nee, sy praat nie van daai skool nie, maar dit is ook baie erg en tragies. Ja, dit is baie erg en baie tragies. Nou waarvan praat jy dan? Sy sê, want, dis baie vreemd, sy sê, Filies se onderwyser het vir hom 'n baie slegte punt vir sy Afrikaanse opstel gegee. Nou, hoekom is dit dan nou so 'n verontwaardiging vir jou? Sy sê, sy het die opstel geskryf. So, jy is eintlik verontwaardig omdat die juffrou nie vir Filies 'n slegte punt gegee het nie, maar vir jou. Sy sê, nee, die juffrou het eintlik 'n slegte punt vir ChatGPT gegee. So jy het vir ChatGPT gevra om 'n opstel te skryf, en toe het jy dit vir Filies gegee, en hy het dit toe nou ingegee asof dit sy opstel was. Maar dis mos plagiaat. Sy sê, sy weet nie wat plagiaat is nie. Plagiaat is wanneer jy iets wat iemand anders geskryf het, indien asof dit iets is wat jy self geskryf het, jou naam opskryf, terwyl iemand anders dit eintlik geskryf het. Dit is eintlik maar net soos diefstal, om iemand anders se intellektuele goedere, sy gedagtes en sy denke te steel by hom, en te maak asof dit joune is. So, ek dink, Filies het 'n swak punt gekry, want sy onderwyser is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Sy wil weet wat dit beteken. Ag, dis 'n Afrikaanse spreekwoord wat ons gebruik om te sê, iemand is nie dom. As iemand nie onder 'n kalkoen uitgebroei is, dan beteken dit hy is nie dom nie. Daai juffrou, of onderwyser van Filies, is baie slim, en weet, dit was nie Filies se werk gewees nie, en dis hoekom sy nie daarvoor 'n goeie punt gegee het nie. Sy het sommer dadelik raak gesien dat dit plagiaat is. Sy wil weet of almal nie maar plagiaat pleeg nie. Nee, almal pleeg nie plagiaat nie. Partykeer lyk dit so, maar dan is dit nie so nie, en ek dink ons gaan vandag uit die Bybel uit ook 'n voorbeeld daarvan sien. So kom sit hier agter, en dan luister jy mooi, en ek dink is belangrik dat Filies sy eie opstelle moet skryf, want as hy nou by die eksamentyd kom, en hy moet 'n opstel daar sit en skryf, hoe gaan hy dit kan doen as hy nie geoefen het nie? En ons moet tog maar ons eie werk doen, ons moet nie ons kinders se huiswerk vir hulle doen nie. Dit is plagiaat. ChatGPT, plagiaat, dis nou nogal 'n fyn lyn wat ons deesdae kry. Ons studente is baie bewus van hierdie platform, want dit is 'n maklike manier om 'n pragtige stuk werk in die hande te kry en dit te kan inlewer. En baie keer kry 'n mens dit dat die studente alles net so copy en paste wat hulle by ChatGPT kry. En aan die einde skryf ChatGPT partykeer iets soos, is dit in orde, of sou jy dit dalk op 'n ander manier wou stel? En dan sit hulle dit ook sommer in die opstel of die werkstuk, en dan kan die onderwyser mos sommer dadelik sien dat ChatGPT die werk gedoen het en nie die leerder nie. En hulle ken tog ook hulle leerders, hulle weet tog wat hulle vermoëns is, en skielik kom hier 'n produk wat jy kan sien nie sy eie werk is nie, en dan is dit plagiaat. Nou is die vraag, maar hoe moet 'n mens nou dit gebruik? En as daar nou iemand is wat nie weet wat ChatGPT is nie, dit is 'n platform op die internet wat 'n mens kan gebruik as 'n kunsmatige intelligensie-instrument om enige iets vir jou te kan skryf. Jy gee dan net vir hom 'n opdrag en jy vra vir hom, hy moet dit en dit en dit vir jou doen, en dan skryf hy dit so, en hy kan dit selfs in Afrikaans baie duidelik doen. En so kan predikante byvoorbeeld preke by ChatGPT gaan kry. En die vraag is, maar wanneer is dit nou plagiaat, en wanneer is dit eties aanvaarbaar, en wanneer nie? Nou, ek wil net by die staanspoor vir u sê, dis nou regtig nie een van die dinge wat ek sal doen nie. Daar kan dalk iemand anders wees wat dit doen, maar dis nie iets wat ek sal doen nie. Dit is nie vir my eties aanvaarbaar nie. Maar wanneer ek ChatGPT gebruik, en ek dit verantwoordelik wil gebruik, dan moet ek eintlik self eers 'n werkstuk opstel, self my navorsing doen en dit self skryf, en dan kan ek hom vra om dit vir my so bietjie te fine-tune, om dit vir my bietjie op 'n sekere manier of op 'n sekere trant te skryf. Mens kan byvoorbeeld vir hom sê, skryf hierdie opstel asof dit Donald Trump is wat die opstel geskryf het.
En dan gaan jy nogal verbaas wees hoe akkuraat hy dit sal kan doen. So dit is 'n baie intelligente en 'n baie interessante instrument en 'n mens kan 'n bietjie daarmee speel om bietjie te kyk wat die resultaat is. Ek self het nog nooit regtig met ChatGPT gewerk nie. Ek weet daarvan en ek het dit al gehoor daarvan, maar nog self het ek nog nie regtig iets daarmee te doen gehad nie. Maar gaan kyk gerus. Nou wanneer word dit plagiaat? Dis wanneer ek dit indien asof dit my eie werk is sonder dat ek self ook my eie kant gebring het. En mense sou kon wonder, maar as ons die Bybel lees, lyk dit vir ons baie keer asof die Bybelskrywers dit wat hulle geskryf het, nie self sou kon uitdink nie. Hulle het van iets gebruik gemaak of iemand wat baie intelligenter as hulle is, wat meer dinge weet as wat hulle veronderstel is om te sou kon weet, en dan het hulle dit gaan neerskryf. Sou mens dit as plagiaat kon beskou? Laat daardie vraag maar net so 'n bietjie in die agterkop. Vanoggend lees ons uit Handelinge hoofstuk 16. Timoteus sluit by Paulus aan. En as julle nou mooi opgelet het in die formulier wat ons gelees het vir die doop van babetjies, sou julle gesien het, daar word verwys na Handelinge 16. Paulus het in Derbe aangekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Ikonium het net goed van hom, dis nou van Timoteus, gepraat. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem op sy sendingreis, het hy hom besny. Dit het hy gedoen ter wille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het almal geweet sy pa is 'n Griek. En as Paulus nou met Timoteus daar aankom en hulle weet hy is nie besny nie, dan sal hulle sê Paulus is 'n wetsoortreder en dan sal hulle nie na hom wil luister en nie die evangelie wat hy verkondig wil hoor nie. En dis waarom hy hom dan nou besny het. Soos hulle dan van stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat die apostels en ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daarvolgens te handel. Nou dit verwys na daardie vergadering wat hulle daar in Jerusalem gehou het, toe hulle besluit het dat Paulus hom kan fokus op die heidene en dat Petrus en Johannes en die ander apostels hulle sal fokus op die Jode in die verkondiging van die evangelie. So is die gemeentes dan in hulle geloof versterk en die getal gelowiges het by die dag groter geword. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Betinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Kyk na hierdie fyn woordspeling van Lukas. Eers praat hy van die Gees van God en dan van die Gees van Jesus. En dis 'n goeie aanduiding vir ons ook van die drie-eenheid van God. En dis 'n goeie teksvers wat 'n mens ook kan gebruik om dit te verduidelik. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig, 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samothrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. En dan skryf Lukas iets.
wat amper na plagiaat kan lyk. Want hy skryf iets wat net God alleen behoort te weet. Dit is tog nou nie voor die hand liggend dat Lukas so iets sou kon weet nie. Die Here het daar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Dis tog nie iets wat sigbaar is nie, dis nie iets wat Lukas self kon uitdink nie. En dan lees ons verder, sy en haar huisgesin is toe gedoop, en daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Belangrik om op te let, dat sy en haar huisgesin gedoop is. Daar is talle gedeeltes in die Bybel, deur die Bybelskrywers geskryf, wat duidelik nie hulle eie werk is nie. Dink maar aan Jesaja wat praat van die jong vrou wat gaan swanger word en 'n kind in die wêreld bring, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Geen Jood sou so iets skryf uit sy eie nie. Dis inligting wat hy elders gekry het. Dis inligting waar hy van iemand anders af 'n ander bron gehad het. Maar dit is nie plagiaat nie. Dit is die geïnspireerde woord van God. God het vir die Bybelskrywers die kennis, die insig, die vaardighede, die vermoë gegee om die boodskap wat hy wil oordra te kon neerskryf. 'n Boodskap wat vandag nog vir ons relevant is, meer as 2000 jaar later, waardeur ons nog steeds kan hoor hoe God met ons praat en vir ons sê wat sy wil vir ons lewe is en hoe ons verlos kan word. Ons word voorgestel in hierdie gedeelte aan Paulus se tweede sendingreis, waar hy en Lukas by mekaar is en hoe dat hulle saam nou besig is om te reis en oral waar hulle kom die evangelie te verkondig. Hulle ontmoet vir Timoteus, wat sy ma Jood was, sy pa Griek. Paulus besny hom en neem hom ook saam. Hy het 'n goeie naam gehad in die gemeenskap en hy was bekend as 'n gelowige. Dit beteken hy was nie net 'n Jood nie, hy het ook 'n Christen geword, hy het in Jesus geglo. En dan besluit hulle dink is 'n goeie idee om waar hulle daar is te vertrek en in die provinsie Galasië in te gaan en om die evangelie daar te verkondig. Maar dan lees ons, die Heilige Gees van God het hulle verhinder om dit te doen. Dit sou nou baie interessant gewees het as Lukas vir ons vertel het hoe die Heilige Gees hulle verhinder het. Wat het gebeur sodat hulle geweet het die Heilige Gees wil nie hê hulle moet in Galasië ingaan. En ook waarom nie? Maar dit word nou ongelukkig nie vir ons gesê nie en ons sou maar net daaroor kon spekuleer. En toe hulle daar by die kus by Mysië kom, het hulle gedink dis 'n goeie idee om weer noordwaarts te beweeg daar na die Bethinië en Pontus se kant toe. Maar dan lees ons die Gees van Jesus het hulle verhinder om dit te doen. En dan lees ons hoe dat Paulus in die nag 'n gesig gehad het van 'n Macedoniese man wat vir hom sê kom hier na ons toe, kom help ons het jou hulp nodig. En so het hulle dan nou die geloofsoortuiging gehad dat hulle moes vertrek na Macedonië, na daardie provinsie toe. En dan vaar hulle dan van Troas af, deur Samotrake, Neapolis en kom hulle uiteindelik by Filippi aan. Net so bo kan die groen pyltjie sal julle sien waar Filippi is. Die vraag is, waarom nou juis Macedonië? En ek sien ek het hom met 'n C gespel, hy moet eintlik met 'n S gespel word. In Engels spel hulle dit met 'n C, jammer vir daardie fout. Hoekom juis Macedonië? Omdat God 'n verlossingsplan vir Lydia en haar huisgesin gehad het. Dis iets wat ons baie duidelik moet raak sien. Hulle word verhinder om Galasië toe te gaan, hulle word verhinder om Bethinië toe te gaan, maar hulle word geroep na Macedonië, want hulle moet by Filippi uitkom, sodat hulle vir Lydia kon ontmoet, want God het haar uitgekies. God het 'n plan vir Lydia gehad. Wie was sy?
Lydia was van Thyatira afkomstig en daarom nie 'n Jood van geboorte nie. Maar sy het die Joodse geloof aangeneem. Nou wanneer iemand in daardie tyd die Joodse geloof aangeneem het as hulle heiden was, dan is hulle gedoop, hulle en hulle hele huisgesinne is gedoop, om hulle sodoende lid te maak dan van die Joodse geloof, wat dan die God van die Ou Testament aanbid. Hoe werk hier die verlossingsplan van God wat hy in gedagte gehad het vir Lydia? En hoe werk dit dat hy nou juis die apostels gelei het om daar uit te kom, sodat hulle op die regte tyd, op die regte plek kon wees, om vir Lydia te help om die Here te ontmoet? Hoe werk sy verlossingsplan? Dit begin alles by die uitverkiesing. Nou die uitverkiesing vind plaas, sê Paulus vir ons daar in Efesiërs, nog voor die skepping van die wêreld. God kies mense uit om sy kinders te wees, nog voordat hy die wêreld gemaak het. So as jy vandag 'n kind van God is, kan jy weet, ek is uitverkies. En dit het al gebeur nog voor die skepping. Dis al lankal deel van God se plan. 'n Mens moet nou nie die uitverkiesing en die verwerping op dieselfde voet plaas nie. Want dit vind nie op dieselfde tyd plaas nie. Die uitverkiesing vind plaas nog voor die skepping, maar die verwerping gebeur eers by die oordeelsdag. Wanneer mense God verwerp en nie in Christus wil glo nie, dan word hulle deur God verwerp en word hulle dan na die hel gestuur. Waarom kies God mense uit? Dis die volgende baie belangrike vraag wat ons moet beantwoord. Nou in die loop van die geskiedenis was daar 'n dwaalleraar met die naam van Arminius, en Arminius het geglo, die mens is nie regtig heeltemal so sleg nie, hy het dit by Pelagius geleer, die mens is nie so sondig nie, die mens is eintlik inherent goed, en die mens kan goeie besluite ook neem, nie net altyd verkeerde besluite nie. En vir hom was die mens se bekering baie belangrik. En hy het geglo die rede waarom God mense uitkies, is omdat hy weet hulle gaan eendag tot bekering kom. Met ander woorde, hulle bekering bepaal hulle uitverkiesing. Hulle bekering word 'n manier waarop hulle die uitverkiesing van God verdien, omdat God dit vooruit weet. Nou dis 'n dwaalleer, want God kies ons alleenlik uit op grond van sy genade. Dit het niks te doen met ons verdienste nie, niks te doen met ons bekering nie, niks te doen met hoe oulik ons is, of hoe sleg of hoe goed ons is nie. Dit speel nie 'n rol nie, dis net God se genade wat die uitverkiesing bepaal, want niemand verdien dit om deur God uitgekies te word nie. Almal het gesondig, skryf Paulus in Romeine. Elkeen het sy eie pad geloop. Ons is eerder geneig om God en ons naaste te haat, as om hom lief te hê van nature, omdat ons 'n sondige natuur het. So ons kan nie die uitverkiesing verdien nie. Dis alleenlik op grond van God se genade dat ons uitverkies word. En dis belangrik om dit te verstaan. En as jy meer daaroor wil weet, gaan lees weer 'n slag die Dordtse leerreëls. Die Dordtse leerreëls gaan juis daaroor om die dwaalleer van Arminius verkeerd te bewys en om te beklemtoon dat ons uit genade uitverkies is en nie op grond van ons verdienste of ons bekering wat God weet ons eendag gaan doen nie. Ja, miskien moet ek dit ook net bysê. Daar is ook mense wat vandag glo dat 'n mens net groot gedoop moet word. Jy mag nie babietjies doop nie, want jy moet eers tot bekering kom voordat jy gedoop kan word. En die rede waarom hulle so glo, is omdat hulle die dwaalleer van Arminius glo. Dis eintlik waar dit alles begin het. Maar ons glo dat ons ook babietjies kan doop en ons gaan nou net daarby kom. Die tweede ding wat met 'n mens gebeur in God se verlossingsplan is wedergeboorte. Jesus praat met Nikodemus daaroor in Johannes 3. Wanneer hy vir hom sê, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. En hy sê die wedergeboorte vind plaas deur die Heilige Gees op 'n misterieuse wyse. Jy weet nie presies wanneer of presies hoe dit gebeur nie, maar die resultaat daarvan word sigbaar. Dis soos wanneer die wind waai
Ons kan nie die wind sien nie, dis onsigbaar. Maar die resultaat daarvan is sigbaar, want die blare beweeg, jy kan die geluid van die wind hoor, en as dit 'n koue wind is, dan kan jy hom selfs voel. So word die resultaat van die wedergeboorte ook in 'n mens se lewe sigbaar, wanneer God kom en hy kom verander jou en hy maak jou 'n nuwe mens, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. So, voor dit, het ek net my sondige natuur wat ek wil gehoorsaam. Het ek net my sondige drifte en drange wat ek nastreef en wat ek net wil doen wat my sondige drifte en drange my dryf om te doen. Maar wanneer ek wedergebore word, dan is dit asof daar 'n saadjie in my geplant word wat begin ontkiem en begin groei. Wat maak dat ek ook begin om vir God te wil lief hê, om hom te wil gehoorsaam, om nie meer sonde te wil doen nie. So my wil word omgebuig. Paulus praat daarvan in Romeine 12 as hy sê God verander ons gedagtes en hy vernuwe ons denke. Hy maak ons 'n nuwe mens. Ander woorde waarmee dit beskryf word is die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Woorde wat ons in die Bybel kry om die wedergeboorte te beskryf. En dis God se werk. En dan kom daar 'n roeping. Dis wanneer iemand die evangelie aan ons verkondig, of wanneer ons na 'n preek luister. Paulus praat daaroor in Romeine as hy sê, hoe kan jy glo as jy nie gehoor het nie? En hoe kan jy hoor as daar nie iemand is wat preek nie? Wanneer 'n sendeling uitgaan en die evangelie gaan verkondig, dan word jy geroep om in God te glo, om hom te ontmoet, om 'n verhouding met hom te hê. En hierdie roeping word gerig aan alle mense, of jy nou uitverkies is of nie, dit maak nie saak nie. Almal word geroep. Nie almal is uitverkies nie, staan in die Bybel. Maar almal word geroep. En dis ook die kerk se taak om uit te gaan en disippels te maak van al die nasies, sodat almal hierdie roeping kan ontvang en kan hoor. En dis waarmee Paulus, Timoteus en Lukas besig was. Toe hulle met hulle sendingreis deur die wêreld gereis het en vir almal vertel het dat Jesus die verlosser is, sodat hulle die roeping kon hoor. En dis wat Lydia gehoor het. En hierdie wedergeboorte, wanneer Lukas skryf, God het daar vir die woorde van Paulus gereed gemaak, ontvanklik gemaak, dis wedergeboorte. Hy het daar in staat gemaak om te kan glo, om te wil glo, en om tot bekering te kan kom. Want dit is dan nou die volgende stap in die verlossingsproses. Wedergeboorte en bekering is nie dieselfde ding nie. Wedergeboorte is God se werk en hy doen dit eenmalig in 'n mens se lewe, wanneer hy jou verander en jou nuwe mens maak. Bekering is my antwoord op hierdie werking van God in my lewe. Wanneer ek vir die Here sê ek is jammer oor my sonde en ek vra hom om my te vergewe, ek vra hom om my skoon te was en ek aanvaar sy verlossing en sy vergifnis. En ek maak vrede met hom en met myself en met my naaste en ek vergewe myself en ek laat staan die sonde, ek doen dit nie meer nie. Dan het ek tot bekering gekom. So bekering is meer my werk, is meer my funksie, my verantwoordelikheid. Natuurlik met die krag en die genade wat God my gee, doen ek dit, maar dis meer ek wat aktief betrokke is. By wedergeboorte is dit meer God wat aktief betrokke is. En dan kom die regverdigmaking. Wanneer ek my sonde bely het, dan sê God vir my, jy is nou vergewe, op grond van Jesus se verdienste. Spreek ek jou vry, jy is nie meer skuldig nie. Ek gee vir jou die ewige lewe. Ek word regverdig verklaar deur God. En dan begin my lewe van heiligmaking, waar ek deur herhalende bekerings, elke keer wanneer ek sonde gedoen het, tot bekering kom, waar ek al meer en meer word soos Jesus. Waar ek al hoe meer gehoorsaam word aan God, al hoe meer sy wil nastrewe, al hoe meer doen wat hy van ons verlang. En ek vermoed, dis omdat Paulus, Lukas en Timoteus al op hierdie pad van heiligmaking 'n hele eind gevorder het. Met ander woorde geestelik gegroei het en al hoe meer geestelik volwasse geword het. Dat hulle duidelik geweet het wat God se wil vir hulle lewe is. En dat die Heilige Gees hulle kon verhinder en sy wil in hulle kon bekend maak om te sê, hiernatoe moet julle nie gaan nie, daarnatoe moet julle nie gaan nie, maar ek wil hê julle moet soontoe gaan.
hulle die geloofsoortuiging in hulle harte gekry van die Heilige Gees, omdat hulle naby aan hom geleef het, omdat hulle hom gehoorsaam was. Hulle het God se stem gehoor, deur die Gees wat in hulle gewoon het, met hulle gepraat het. Dis my vermoede. Hoe nader ek aan die Here leef, hoe meer ek vorder op die pad van heiligmaking, hoe duideliker word sy wil vir my lewe, hoe meer weet ek wat hy wil hê ek moet doen. En dan kom die volharding. Ek moet dan met hierdie proses van heiligmaking en aanhoudende bekering, moet ek volhou en ek moet aanhou volhard daarmee. Ek moenie weer afvallig word nie, ek moenie weer terugval in die sonde nie, ek moenie soos 'n alkoholist weer begin drink nie, ek moet daarby bly om droog te bly, om sonder die drank te bly, as 'n mens nou die alkoholist se voorbeeld moet gebruik. Ek moet aanhou volhard tot ek by die wenpaal, die wenstreep kan uitkom. En die wenstreep is die ewige lewe, dis die verheerliking, dis wanneer ek by die oordeelsdag God se woorde uit sy mond hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt, kom in en deel in die vreugde van jou Heer. Dan kry ek my verheerlikte liggaam, waarmee ek vir ewig en altyd by God gaan wees, en waar ek hom gaan dien saam met die ander hemelwesens en die ander gelowiges. So dis hoe die verlossingsplan van God werk. En is belangrik om te sien dat Jesus Christus daarin sentraal staan. Hy is die enigste verlosser, want net hy kan maak dat ons regverdig word, omdat net hy die prys betaal het vir ons sonde aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Sonder Jesus kan hierdie verlossingsplan nie realiseer nie. En dis belangrik om dit raak te sien. As iemand wat die Joodse geloof aangeneem het Lydia vir God geken, maar het sy nog nie sy verlossingsplan verstaan nie. Toe Paulus hulle van Jesus vir haar kom vertel het sy die verlossingsplan begin verstaan en het sy daarvan deel geword. Het sy in Jesus begin glo en kon sy regverdiging kry, ook vir haar sondes. Nou is die vraag, maar waarom is haar hele huisgesin saam met haar gedoop? Ja, ek het net nou gesê, sy het die Joodse geloof aangeneem, en sy het dus die proseliete doop, soos wat hulle dit genoem het, ontvang. En daardie doop was bedoel vir haar en haar huisgesin, wanneer sy die Joodse geloof aangeneem het, dan is dit hoe hulle dit gedoen het. Maar meer is dit, God sluit 'n verbond met gelowiges. Hy verbind homself aan hulle, maar hy verbind homself nie net aan hulle nie, hy verbind homself ook aan hulle kinders, en hy sluit ook hulle kinders in daardie verbond. 'n Goeie voorbeeld is Abraham in die Ou Testament, dat God met hom 'n verbond gesluit het, en vir hom die besnydenis as teken van hierdie verbond gegee het, maar dat ook sy seun Isak besny moes word, ook ingelyf moes word in hierdie verbond. En sedertdien, na Isak se geboorte en besnydenis, is al die baba seentjies wat vir die Joodse paas gebore is, ook besny, omdat hulle ingesluit word met hierdie verbond wat God met hulle ouers het. En dis waarom ons ook babietjies doop, omdat hulle deel word van God se verbond, deel word van die kerk, die liggaam van Christus, en omdat hulle dan ingesluit word by God se genade verlossingsplan. Nou wat is die resultate van Lydia se verlossing? Wat het daaruit voortgevloei? Sy en haar huisgesin word die eerste lidmate van die gemeente in Filippi, vir wie Paulus die brief aan die Filippense geskryf het. So, as jy die brief aan die Filippense gaan lees, gaan jy weet, dit gaan oor die gemeente daar by Filippi, en dit gaan oor Lydia, want sy was die eerste lidmaat van hierdie gemeente. Sy ontvang Paulus hulle gasvry en liefdevol in haar huis. Sy sê vir hulle, kom gaan by my tuis, en sy versorg hulle. En sy was waarskynlik ook finansiëel wel daaraan toe, want sy het perswolmateriaal verkoop en daarin handel gedryf. So haar middele was kosbaar, en sy kon dus vir hulle gasvry ontvang. En dan word haar huis die eerste tuiste, ook van die gemeente in Filippi. Waar sou hulle by mekaar gekom het, as dit nie vir Lydia was nie? God sou 'n ander plan waarskynlik gemaak het, maar sy plan was Lydia. Dis God se plan, en ons moet dit raak sien. Die gemeente in Filippi word die finansiële borger dan ook van Paulus se bediening met hulle sendingbydraes
En daarvan lees ons dan ook in Filippense, waar hy vir hulle dankie sê, en sê, julle is die enigste gemeente wat finansiëel ook vir my ondersteun het in hierdie werk. En hierdie werk is dus dan ook, sê hy vir hulle, julle werk. Die werk wat ek as sendeling doen, word ook julle werk, omdat julle my ondersteun finansiëel en ook in julle gebede en met julle bydraes. So wat is die boodskap vir ons uit hierdie gedeelte? Ja, ons moet raak sien, God het Bybelskrywers geïnspireer om hierdie woorde, om dit wat hulle gesien en gehoor het, om dit neer te skryf, sodat dit vir ons die woord van God kan wees. As die Bybel nie geïnspireer was nie, was dit maar net 'n gewone boek, soos enige ander boek. Dan was dit nie die woord van God nie. Dan het dit nie vir ons 'n boodskap gehad met soveel krag, soveel diepte, soveel oortuiging en soveel waarde nie. En daarom is God se boek spesiaal. Sy woord is woorde van verlossing en van verlossingskrag. En ons moet dit raak sien, en ons moet dit besef, en ons moet dit waardeer, en ons moet sy woord bestudeer, sodat ons daardie boodskappe kan ontvang. Dit is ook asemrowend wonderlik om te sien hoe God se verlossingsplan ontvou. Kyk net, hoe het God vir Paulus hulle gebruik, om uiteindelik by Filippi uit te kom. Hy het selfs 'n gesig in die nag gebruik van 'n Macedoniese man wat vir hulle sê, kom hierheen. En hy het hulle gekeer om nie in Galasië of in Bithynië in te gaan nie. Maar dat hulle daar kon uitkom, sodat hulle op die regte tyd, op die regte plek kon wees, sodat Lydia verlos kan word. Lydia vir wie hy uitverkies het. Lydia vir wie hy gereed gemaak het voor die tyd, vir die woorde van die evangelie, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en deur wedergeboorte, sodat sy tot geloof in Christus kon kom, en sodat die kerk in Filippi by haar kon bymekaar kom. Dink maar aan jou eie lewe. Dink maar aan al die goed wat al in jou lewe gebeur het. Op 'n stadium wou ons Nederland toe gaan, om te gaan kuier vir Sander, en ons het gedink, ons gaan met sy verjaarsdag gaan rondom Maart, want hy verjaar die 29ste Maart saam met Heiland. Ons het gedink, dan gaan ons vir hom gaan kuier. Maar dit wou nie uitwerk nie, om een of ander rede het dit so uitgewerk, dat ons voor daardie tyd moes gaan. Ek kan nou nie eens presies alles onthou wat die redes was, en hoekom dit so gebeur het nie, maar het realiseer toe dat ons gegaan het, en toe ons teruggekom het. Julle wat gebeur toe ons teruggekom het? Toe kom die pandemie, en almal word ingehok, en niemand kan nêrens heen vlieg nie. So ons moes daai tyd gaan, want ons sou nie in die COVID-tyd kon gaan nie. Gister het ek weer 'n gesprek met Silie gehad, een van ons voorsangers, hulle die voorreg gehad om na Lapland toe kon gaan nou in hierdie tyd wat ons bietjie op moet verlof was. Hulle het eintlik ook beplan om soontoe te gaan al voorheen, maar toe kon hulle nie, want COVID het gekom en alle vlugte is gekanselleer en hulle moes hulle vakansie kanselleer. En nou het hulle gegaan, dit wat hulle daai tyd wou doen en dit gaan doen, en toe besef hulle, as hulle daai tyd sou gegaan het, sou hulle nie gesien het en beleef het wat hulle nou kon sien en kon beleef nie. Want op die regte tyd, het dit op die regte tyd gebeur, die regte goed gebeur. En so kan ek talle voorbeelde noem in my eie lewe, en ek glo wat u ook in u lewe al ervaar en beleef het. Ons praat baie keer van hier word 'n deur vir my toegemaak, en dan word daar weer 'n ander deur vir my oopgemaak. Maar net by wyse van spreuke. Maar so gebeur dit, dat God sy kinders wat op die pad van heiligmaking loop, begelei om op die regte tyd, op die regte plek te wees, sodat hulle die regte woorde ook kan gebruik, en sodat die uitverkorenes daai woorde kan hoor, daardie roeping kan hoor, tot geloof kan kom, en sodat God se verlossingsplan in hulle lewens kan realiseer. God werk altyd met 'n plan. En ek moet sorg dat ek deel is van daardie plan. Ek moet sorg dat ek die pad loop wat hy wil hê ek moet loop. Dat ek op die plekke is waar hy wil hê ek moet wees. Op die tye wanneer hy wil hê ek daar moet wees. Dan ervaar ek ook volmaakte en volkome geluk. En as ek deel van God se verlossingsplan, ook in ander mense se lewe. Dis die allergrootste genade van God wat veroorsaak dat ons dit in ons eie lewe ook kan ervaar. Dis nie ons verdienste nie. Dis nie omdat God vooruit weet ons gaan tot bekering kom soos wat Arminius verkeerdelik geglo het nie.
Dis net God se groot genade wat maak dat ons ons eie lewe ook kan ervaar hoe dat God 'n plan en 'n doel vir ons lewe het. Maar ons moet ook besef dat daar 'n groot verantwoordelikheid op ons elkeen rus om getrou te bly aan God se verbond met ons, deur uit dankbaarheid vir ons verlossing aan hom gehoorsaam te wees. Want die verbond vra van ons gehoorsaamheid. Kyk maar na die Sinaïtiese verbond. Die Sinaïtiese verbond word so genoem omdat God op die berg Sinaï die 10 gebooie vir Moses gegee het en 'n verbond met die volk gesluit het. En hoe begin die 10 gebooie? Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte, die plek van slawerny bevry. En dan kom die opdrag tot gehoorsaamheid. Geen gode nie. My naam en my dag moet geheilig word en alles wat daarmee saamgaan, al die 10 gebooie. Die verbondsluiting kom altyd waarin God homself verbind om ons verlosser te wees en om wonderlike dinge vir ons te doen, maar dat hy ook van ons vra. Dat ons ook aan hom getrou moet wees, aan hom gehoorsaam moet wees. En so word kinders dan ingesluit by God se verbond wat hy het met gelowige ouers. En hulle is baie bevoorreg dat dit so is. En dat hulle daardie verbondsverhouding met God kan hê en dat hulle in 'n huis kan groot word waarin God gedien word, waarin God aanbid word, waarin ouers saam met hulle kinders kerk toe gaan om die Here te dien en te eer. En dan het gelowige ouers ook 'n reuse verantwoordelikheid. En dis om hulle kinders op te voed en om hulle te onderrig oor die betekenis en die eise van hierdie verbond. En hulle moet dit doen, nie net met hulle woorde nie, maar ook met hulle dade en die voorbeeld wat hulle vir hulle kinders stel. En so word God geëer, so word God se verlossingsplan verwesenlik. En so gebeur wat God wil hê, moet gebeur. Geliefdes, mag ons, soos Paulus, Lukas en Timoteus, ook deel wees van hierdie verlossingsplan van God. Mag ons ook op die regte tyd, op die regte plek kom, by die mense vir wie God voorberei het, en hulle ontvanklik gemaak het vir die evangelie, sodat sy verlossingsplan ook in hulle lewens 'n werklikheid kan word. En mag hulle saam met ons kan deel word van die koninkryk van God en van die gemeenskap van die gelowiges wat op Sondag by mekaar kom om hom te dien en te vereer en te verheerlik en te luister na die verkondiging van sy geïnspireerde woord. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan verstom oor die wyse waarop U besig is om U verlossingsplan in ons eie lewens, maar ook in die lewens van al U uitverkorenes te verwesenlik. Here, ons staan verstom omdat ons besef dat U ons insluit in daardie plan en dat U ons ook daarmee gebruik en daarvoor gebruik. Ons wat nietige mense is, wat uit onsself uit tot niks goeds in staat is nie. Ons word deur U kosbare bloed losgekoop, vrygemaak, regverdig verklaar, sodat ons vergifnis van ons sonde kan ervaar en beleef, en U kan dien met ons hele wese, deur aan U wil gehoorsaam te wees, uit dankbaarheid vir ons verlossing. Vader, daarom kom bid ons vir al die ouers wat al hulle kindertjies gedoop het, dat U vir hulle die wysheid sal gee om hulle kinders reg op te voed, sodat hulle sal weet wat dit beteken om 'n verbondskind te wees. Ons bid ook vir al die kinders wat al gedoop is, dat hulle daardie beloftes wat U met die doop aan ons maak, ook in hulle eie lewens op hulle self van toepassing kan maak, deur deel te word van U verlossingsplan. Vader, dan bid ek dat U elkeen van ons ook sal help op die pad van heiligmaking, dat ons al meer die sonde sal bestry in ons lewens en dat ons dit sal afsterf, dat ons al meer sal opstaan tot die nuwe lewe, waarin ons U dien en verheerlik en al meer heilig word, soos wat U heilig is. Help ons ook op die pad van volharding, dat ons daarmee sal kan volhou, sodat ons op die dag van verheerliking, die oordeelsdag, deur U sal kan hoor hoe dat ons die ewige lewe het, omdat ons in Christus glo.
Vader, ek bid vir al die werksaamhede en aksies van ons gemeente, ook in hierdie tyd wat voorlê waar ons Vrydag, Goeie Vrydag gaan hê en ook die Heilige Nagmaal gaan vier, waar ons terugdink aan die kruisiging van Christus en Sondag ook weer sy opstanding gaan herdenk op Paasondag. Bid ons Vader dat dit alles geleenthede sal wees waarin ons geestelik verryk en verdiep kan word en kan groei. Ons bid ook vir almal wat siek is in die hospitale en ook tuis, vir elkeen wat operasies ondergaan het. Ons bid vir elkeen Vader wat verlang na vriende en familie en kinders wat ver van hulle af is. Ons bid Here vir elkeen wat eensaam en alleen voel. Ons bid vir al die bejaardes, jy weet hoe swaar hulle ook kry, hoe dat hulle in ander se oë moet kyk vir alles, hoe dat hulle menswaardigheid in die proses verloor. Ons vra Here dat U ook hulle genadig sal wees. Dankie Vader dat ons kan bid, dat U ook van ons kerkraad en ons onderwysers met die Bybelonderrig sal gebruik om U koninkryk hier in Falconreach te laat kom. En so kom bid ons dan vir elkeen wat vandag in die kerkgebou is, klein en groot. U ken elkeen se harte, elkeen se pyn, elkeen se behoeftes. Ons bid dat U vir elkeen sal help en sal voorsien in wat hulle nodig het. En ons bid ook vir elkeen wat elektronies hierna kyk en luister, waar hulle ook al in die wêreld mag wees. Wees elkeen naby, Vader. Seën elkeen met die liefde en genade en laat hulle U troue liefde en U verbondsliefde en U genade ervaar en beleef. Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam kan bid en dat ons kan weet U verhoor ons gebede. Amen. Geliefdes, op die kalender staan dat ons nou verlede Sondag sagte dankoffer sou hê, maar ons was nou nie verlede Sondag hier in die kerkgebou met mekaar nie, so ons gaan dit vandag sommer doen. Dit beteken dat die koevertjies by die deure ontvang het waarin jy dankoffer kan plaas. As jy nou nie 'n koevertjie het nie, kan jy maar net die dankoffer by die diakens ingooi wanneer jy by die deure uitbeweeg. So ons gaan nie nou dankoffers opneem nie, dit word alles dan by die deure opgeneem. En baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae lewer, ook die wat elektronies kyk en luister, wat elektroniese bydraes en dankoffers doen. Ons sê ook vir die baie dankie daarvoor. Ons gaan afsluit met lied 290. Dit is my troos dat ek gedoop is in U naam, want deur die doop is ek verseker dat U in guns U nooit nie skaam, as Vader, Seun en Heilige Gees, om ook my God genoem te wees.